Ons het gister begin met Pesach, met Passover. En hierdie is een van die 7 feeste van Jesus. Daar is soveel verwarring en daar is van die nuwe mense wat vir my vra, maar is hierdie dan nie Joodse feeste nie? So ek gaan sekere goed sê wat julle almal ken, maar ek voel ons moet almal op dieselfde bladsy kom. Wanneer is hierdie feeste van God ingestel? En hoekom is dit die Here se feeste? Dis nie Joodse feeste nie. En die Jode wat dit nog steeds vandag vier, want alles is 'n heenwysing na Jesus die Messias, vier dit heeltemal op 'n ander manier as wat ek en jy as Nuwe Testamentiese gelowiges dit vier. Nou as ons kyk na die Nuwe Testament, is dit baie interessant. 29 keer word verwys na die fees van Pesach, Passover. So dis 'n baie ernstige fees vir ons as kinders van die Here. En ek wil vir julle 'n boek voorstel van Dr. Richard Booker, Celebrating Jesus in the Biblical Feast, Discovering their Significance to You as a Christian. Hierdie boek is geskryf om vir ons as wedergebore kinders van God te leer hoekom die feeste so belangrik is en hoekom ons dit moet vier. Nou wanneer ons kyk na Genesis 1 en ek gaan dit lees, Genesis 1 vers 14, het God tyd geskape. En daar staan, and God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be signs and tokens of God's provident care, and to mark the seasons, the days and the years. Nou hierdie woord, seasons, is moed in die Hebreëus, en dit beteken iets, an appointment, a proper appointment, a fixed time and a season, spesifiek 'n festival, elke jaar. Dis 'n byeenkoms wat elke jaar plaasvind. Ek vertaal nou uit die Engels, vir die gemeenskap. En dit is 'n plek van ontmoeting, 'n spesiale teken van 'n afspraak wat ons het as 'n gemeente, as 'n enkeling, waar ons fees vier en God mee eer, omdat hy ons uitgenooi het. So in Genesis 14, toe daar nog nie 'n Israel was nie, en God tyd geskape het, het hy die feeste daar gesit, hierdie 7 feeste, wat lei na Jesus Christus toe. Al die feeste is 'n openbaring van wie Jesus is. Nou ons weet dat die eerste 4 feeste het in vervulling gekom. Die eerste 4 feeste is die kruisiging, die unleavened bread, die first fruit en 50 dae daarna die uitstorting van die Heilige Gees Shavuot wat ons by sal kom die jaar. So hierdie 4 feeste is reeds in vervulling gekom. Dan is daar 3 feeste wat nog in vervulling moet kom, wat ons ook vier as 'n tipe van 'n oefening, 'n rehearsal. En dis the Feast of Trumpets, Yom Kippur en Sukkot, die finale koms van Jesus. So hierdie is die 7 feeste wat God ons geroep het om te vier hier op aarde as sy kinders. Nou hoekom vier ons dit nou hierdie tyd van die jaar? En ek wil vir ons lees dat in Exodus 12 het die Here Pesach ingestel. Nou ek gaan 'n gedeelte lees. The Lord said to Moses and Aaron in the land of Egypt, this month shall be to you the beginning of months, the first month of the year to you. Tell all the congregation of Israel on the 10th day of this month, they shall take every man a lamb or a kid according to the size of the family of which he is the father, a lamb or a kid for each house. And if the household is too small to consume the lamb, let him and his next door neighbor take it according to the number of persons.
Every man according to what each can eat shall make you count for the lamb. Your lamb or kid shall be without blemish, a male of the first year. You shall take it from the sheep or the goats, and you shall keep it until the 14th day of the same month. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill his lamb in the evening. They shall take the blood and put it on the 2 side posts and on the lintel above the door space of the houses, in which they shall eat the Passover lamb. Verwysings is in Matteus, Johannes en ook in Hebreërs. They shall eat the flesh that night, roasted with unleavened bread and bitter herbs. They shall eat it. Eat it not raw or boiled within water, but roasted. Goed. As ons nou kyk na hierdie fees wat die Here gesê het, dit gaan alles oor bevryding. Die Israeliete was vir meer as 400 jaar slawe in Egipte. En toe het God gekom en Moses opgerig en gesê hy wil die volk vrymaak. En daar's net een bevryding van die begin van Genesis tot die einde Openbaring en dis die lam van God. So alles gaan hier oor die lam wat geslag moet word. Nou weet ons dat al die pla is gedoen met Egipte en Farao se hart het net harder en harder geword, hy wou niks weet nie. En toe kom God en sê, elke eersgeborene gaan hy doodmaak, van die mense, die diere, en as ons kyk na die eersgeborene waaroor het gaan, dan is dit ook die priesthood van 'n familie. Dis ook die wealth, dis ook daar's 'n hele ding oor die firstborn. Maar the firstborn het ook die nageslag. In die firstborn is ook erken dat dit die generations is wat daar uitkom. Nou, as jy kyk na die plek van priester, dan het God gekom en hy het al die priesters doodgemaak, die eersgeborenes. En 'n priester is een wat versoening bring tussen die gode en die mense. So God het daai hele priesthood het hy uitgehaal. Maar, wat so belangrik is, Vader God het sy eersgeborene ook geoffer. Hom nie laat sterf, soos die Egiptenare nie, maar as 'n offer gegee, sodat hy die dood kan oorwin, en dat ons deur hom gered kan word. Nou as ons kyk na die simboliek van hierdie bloed wat aan die deur gesmeer is dit vir my so kosbaar. Want ons weet die woord van God sê, Jesus is ons deur na God toe. So, wanneer ons hierdie fees vier, dan vier ons Jesus as die deur, waarna ons tot God kon genader het, waarna ons terug kon kom huis toe. Dit is so belangrik vir ons om te weet dat die bloed, Jesus het daai bloed gebring, toe ek en jy wedergebore is, en dit aan ons hartposte kom smeer. En hy is die deur, ons behoort nie meer aan onsself nie, ons behoort aan ons Vader. As ons kyk na die ongesuurde brood, wat beteken dit vir ons? En ek wil kyk na hierdie 3 feeste, ek gaan so 'n bietjie aan al 3 raak. Dit begin met die kruisiging. As ons kyk na die Nuwe Testament, het Jesus gekom en gesê, dit word genoem die laaste avondmaal. En ek het hierdie jaar so 'n bietjie gesit en dink daaraan. Dit was die laaste maaltyd, hy het vir hulle gesê, hy gaan nie weer so saam met hulle eet nie. Hy het vir 3 jaar saam met hulle gelewe, hulle het al hulle etes geëet, hoekom het hy gesê, dis my laaste maaltyd? Want, hy het altyd met sy menslike liggaam, het hy saam met hulle kon eet. Daarna kon hy dit nie weer doen nie, want sy menslike liggaam is verbrysel, gebreek vir ons, doodgemaak vir ons. En hy sou nooit weer as 'n mens saam met hulle kon celebrate nie. Dit was die laaste keer dat hy dit gedoen het. Daarna het hy vir ons die verbondstekens gegee. En in die gees kan ons nog met hom maaltyd hou.
maar nie meer deur die liggaam wat ons geken het, soos met die laaste avondmaal nie. Daai liggaam is gebreek, is teruggesit in die aarde in, waar ons as mense uitkom, maar hy het die dood oorwin en hy het opgestaan. So wanneer ons die kruisiging vier, dan is dit met diep, diep dankbaarheid, dat hy bereid was om daai beker te drink. Onthou julle toe hy in Getsemane was, het hy bloed gesweet en hy het gesê, Vader, as dit moontlik is, hy het as mens gepraat, laat hierdie beker verbygaan, as dit moontlik is, maar nogtans, nie my wil nie, u wil. En hy het besluit, hy sal dit wat hy gesê het voor die grondlegging van die wêreld, sal hy kom volbring. En hy het vir ons die ewige lam geword. Hoekom vier ons ongesuurde brode? Wat is die betekenis daarvan? Die ongesuurde brode verwys na die suurdeeg, na die sonde. En as ons kyk na Matteus 16 vers 11 en 12, dan sê Jesus, how is it that you fail to understand that I was not talking about bread, but beware of the leaven, the ferment of the Pharisees and Sadducees, when they discern that he did not tell them to beware of the leaven of the bread, but the teaching of the Pharisees and the Sadducees. Paulus kom en hy sê vir ons, your glory is not good. Do you not know that a little leaven leavens the whole lump? Therefore purge out the old leaven, that you may be a new lump, since you truly are unleavened. For indeed Christ, our Passover, was sacrificed for us. Therefore let us keep the feast not with old leaven, nor with the leaven and the malice of wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. En met die disippels het Jesus gepraat spesifiek oor die trots en die hoogmoed en die arrogansie van die Sadduseërs en die Fariseërs wat hulle so mislei het. En as ons kyk na Spreuke, waar die Here sê daar 7 sondes wat hy haat, is een van die goed wat hy in die Fariseërs verag het, hulle trots en hulle hoogmoed. En daarom het hy gesê dat hulle trots en hulle hoogmoed is so suurdeeg. Dit steek almal aan en bring almal op 'n plek waar hulle eie opinies en hulle eie wil doen. En as ons dink aan iemand wat trots is en arrogant is, hoe tree hulle op? Hulle sê letterlik, ek gaan doen soos ek wil. Niemand gaan vir my voorskryf nie. My persepsie en hoe ek dinge verstaan is vir my gerief, vir my gemak. En ek laat my nie verander nie. Ek sal my knie buig voor God nie. Ek sal nie die goed vier en doen soos God sê nie, want ek wil my eie ding doen. En dit is wat die Fariseërs gedoen het. En dis wat God verag het. Daar's plekke waar ek en jy kom uit 'n geestelike kultuur en geskiedenis, waarvan baie van die goed was en reg was en goeie fondasies was, maar baie van die goed was verkeerd, dis hoekom die Here ons verder vat. Maar as ons daarna kyk, dan moet ons besef, dat as ons nie verander nie, en goed begin doen soos God wil hê ons moet dit nou doen nie, dan kom ons ook op 'n plek waar ons in godsdiens verval. God is besig om aan te beweeg. Hy is besig om 'n remnant bymekaar te maak, wat die eindtyd kerk is. En dit is hoekom wat vir God belangrik is, gaan vir ons belangrik wees. En ek voorsien dat hierdie tyd wat ons ingaan, gaan die feestye, tye wees waar ons die krag van God gaan sien in 'n fisiese vorm, soos nog nooit tevore op aarde nie. As ons kyk na die unleavened bread, dan beteken dit, jy laat toe dat die Heilige Gees van God vir jou wys, wat is in jou lewe verkeerd? En ek en jy weet, ons sukkel daagliks met goed.
Maar prys die Here, ons is al verder as wat ons laas jaar was. En dis wat die Here wil hê. Jaar vir jaar kom hy met sy genade en sy liefde en hy vat ons 'n bietjie vorentoe. Hy motiveer ons, hy vat ons vorentoe. En dan sluit ons volgende Sondag af met first fruits. Die belangrikheid en die krag van hierdie first fruit het ek soveel getuienis oor in my eie lewe. Maar ek en jy het die voorreg om Jesus Christus, nadat hy opgestaan het, het hy die dood en die magte van die hel oorwin. Hy is weer terug, die aarde kon hom nie hou nie, die aarde waaruit hy kom, kon hom nie hou nie, hy het opgestaan in die krag van God. Nadat hy, onthou, 'n eerste vrug met die priester vat en as 'n wyfoffer voor God bring, uit dankbaarheid en om God te eer. Jesus het op Golgotha gehang op die kruis as 'n wyfoffer tussen hemel en aarde. Hy is die eerste vrug. Hy het gesterf, hy het opgestaan. Maar nou sê Efesiërs 1 vers 14, wanneer jy die eerste vrug na kyk en jouself daarmee align, dan is dit 'n down payment en 'n versekering om te sê die res gaan so lyk. So wat ek en jy die voorreg het om mee te doen is om te kom en te sê, Here Jesus, U is die eerste vrug. Ek bid dat in hierdie jaar U voluit so gestalte in my sal kry. Ons faith mission, Efesiërs 4, dat daar 'n mate van Jesus, die eerste vrug, in my gevestig sal word in hierdie jaar, sodat meer van U glorie gesien kan word in en deur my lewe as ooit tevore. En daai begeerte voor God te bring, om te sê, Here, my begeerte is dat ek al meer en meer soos Jesus sal lyk. Ek het nou so 2-3 weke terug het ek 'n jong man gedoop, en ek en hy het 'n gesprek gehad, en ek sê vir hom, weet jy, as Vader nou hier by ons kom sit, wat is die vraag wat hy vir jou gaan vra? So, en hy het gedink en ek sê vir hom al waarin Vader belang gaan stel is, Ferdi, ekskuus nou noem ek hier nou, hoeveel van Jesus, my seun, het jy toegelaat om in jou gestalte te kry? Dis al. Dis al wat belangrik is vir Vader. Want hy het sy seun geoffer, laat doodmaak. Maar hy wil sy seun terug hê deur my en jou. Dis die erfenis. Hy wil sien dat daai saad wat in die grond geval het, 'n oes gaan voortbring, wat dit wat hy vir Abraham beloof het, in vervulling laat kom. Dat Jesus gesien sal word in die koninkryk van God, en die krag van wie hy is, in en deur ons lewe gesien gaan word. Ek het in hierdie tyd het ek iets gesien wat vir my so treffend was en so belangrik was. Ek en jy wat hier sit, daar is 2 stemme wat elke dag oor ons spreek. 2 stemme van autoriteit wat elke dag oor ons spreek. Die bloed van Jesus wat in ons lewe geaktiveer is. Die woord sê dit is gesprinkel op die verbondsark in die hemel en dit spreek dag en nag van die verlossing namens my en jou. Maar Openbaring 12 vers 11 sê, die aanklaer van die broers, die duiwel, staan dag en nag voor ons Vader en beskuldig jou en my. Dag en nag. Daar's 2 stemme. Ek is diep dankbaar dat die stem van die bloed van Jesus oor elke een van ons spreek. Want die woord sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely dat hy die Here meester van ons lewe is. Wat 'n voorreg het ons in hierdie wêreld wat so te mekaar is, hierdie gruwelike goed wat aangaan. Ek sien en hoor getuienisse en antwoord van gebed, wat dit vir my voel ek kan net my kop laat sak
in bewondering vir die almagtige heilige groot God wat ons dien. En baie keer dan kyk ons terug en julle almal gaan weet waarvan ek praat. Dan sien jy, o my land, hier het God eintlik ingegryp. Dit en dit moes gebeur en dit het nie gebeur nie. Waar ek en jy nie eens bewus is daarvan nie, maar waar hy vir ons goed ingetree het, Jesus vir ons gebid het, goed uitgewerk het, en as hy goed uitwerk, dan dink ons, sjoe, hier het goed gebeur, wat ek nie eens van weet nie. Onthou julle die liedjie, Miracle Worker, Promise Keeper? Hy werk wanneer ek en jy dit nie kan sien nie. En dan skielik gebeur daar goed, dan dink ons, wow, dit is my God. En dan kry ek so 'n rilling en dink, dankie dat ek dit vrygespring het. Dan weet ek, alles gaan oor hom, niks gaan oor my nie. Wat 'n voorreg het ons om hierdie fees te kan vier in hierdie tyd en te weet, dat ons het dit gemaak. Ons het die kruis, ons het die offer aangeneem. En daarom is ek en jy tot in alle ewigheid verbind met God. En dan kom Paulus en sê, moenie nou moeg word nie. Ons het dit gemaak, maar daar's baie goed wat ons nog moet maak, met die keuses wat ek en jy moet doen. Kom ons hou aan om Jesus te volg, sodat dit wat Vader moet kry as erfenis, deur die dood van sy seun, 'n perfekte erfenis sal wees, deur ons. En in die week, hoe vier ek en jy hierdie fees? Om elke dag ten minste die verbondstekens te neem en dit te gebruik en te sê, Here Jesus, dankie vir hierdie maaltyd wat U vir my nagelaat het. Laat ek dit kan vier. Om te bid vir ons gesinne, vir ons gemeenskappe, vir ons land. Om te bid en vir die Here te vra, gee vir ons daagliks meer en meer 'n openbaring van wie ons is as die eindtydkerk, as die warrior bride. Wys vir ons, leer ons. En ek wil vir julle sê, hierdie volgende paar jaar gaan goed op aarde radikaal verander. En ek bid dat die Here ons elkeen sal voorberei en laat ons gereed gaan wees daarvoor. So ek wil 'n paar goed weer net kom highlight, ook veral ter wille van die nuwe mense wat gaan luister daarna. Die verklaringe in die tyd wat gemaak word, en dit is van Derek Prince, ek hou baie van sy goed. Jesus was gestraf sodat ek en jy vergewe is. Wow. Jesus is gewond dat ek en jy genees kan wees. Jesus is sonde gemaak sodat ek en jy die geregtigheid van ons God kan wees. Jesus het gesterf sodat ek en jy ewige lewe mag ontvang. Jesus is 'n vloek geword sodat ek en jy kan ingaan in die seëninge van ons God. Jesus het ons armoede verduur sodat ons in sy rykdom en oorvloed kan lewe. Jesus het ons skande gedra sodat ons sy glorie in kan lewe. Hy het ons verwerping gedra sodat ons deur Vader ontvang en aanvaar kan word. Hy is afgesny op die aarde deur die dood sodat ek en jy gekoppel kan word aan God tot in alle ewigheid. Sy ou man, daai stikkende liggaam, is doodgemaak en begrawe, sodat ek en jy 'n nuwe man kan word in die lewe wat ons moet lewe. Ons is vrygemaak uit die hand van die vyand. Wat 'n voorreg. Ons word voortdurend daagliks nog geheilig en gereinig van die sonde wat ons so verstrik. Hy is besig om ons te heilig en te reinig en ons op sy te sit vir God en vir God se werk. Hy het vir ons 'n vrymoedigheid gegee waarmee ons dag en nag voor die troon van ons Vader kan
kan kom en dan sy bloed wat elke dag vir ons uitroep. Somme net 'n paar goed wat 'n skaduwee is wat in vervulling gekom het, wat elke keer vir my so goed was. Ons weet dat as jy gaan kyk na die Bybel, die geskiedenis van Pesach, van Passover, die lammers is geteel in Bethlehem en die brood vir die tempel is gebak in Bethlehem. Jesus is gebore, die lam van God in Bethlehem. Jesus, die brood van die lewe, kom uit Bethlehem uit. Ons weet dat die huise word skoongemaak van suurdeeg en die tempel word geheilig en gereinig in hierdie tyd van die kruisiging. In Matteus 21 het ons die hele storie waar die Here gekom het en hy het sy huis skoongemaak en daai tafels omgegooi en hulle uitgejaag. Hy het die tempel gereinig oor daai tyd. En dan 'n belangrike ding, hierdie lammers se bene mag nooit gebreek gewees het nie. In die tyd van die Romeine het hulle die liggame gebreek van die mense wat gehang is, dat hulle vinniger kan sterf. Jesus se bene is nie gebreek nie. Die lam is op die altaar vasgemaak voor hy geslag is. Jesus is op Golgotha vasgemaak voordat hy doodgemaak is. Israel het uit bindinge en slawerny uitgekom deur die bloed van 'n lam met geen vlek of rimpel nie. Dieselfde met ons vandag nog. En dan die lam van Pesach, van Passover, is elke liewe jaar geslag. Waar Jesus is een keer op die altaar van Golgotha vir ons geslag en het hou tot in alle ewigheid. 3 uur het die hoofpriester die lam doodgemaak, nadat hy 9 uur die oggend op die altaar vasgemaak is. Die woord sê vir ons, 3 uur die middag, het Jesus sy laaste asem uitgeblaas en gesê, dit is volbring. Hoeveel bloed het gevloei van Genesis 12 af? Wat hulle jaarliks hierdie lammers vir elke gesin moes slag. Hoeveel lammers is elke jaar geslag? Hoeveel bloed het gevloei tot en met die kruis van Jesus? En elke pa van elke familie het die lamtempel toegevat met 'n bordjie op die lam van die familienaam. Hierdie is die lam vir hierdie familie. Wat het met Jesus gebeur? Dis hoekom die Jode so kwaad was. Hierdie is die koning van die Jode. Hy is nie vir 'n familie geslag nie, maar hy is vir God se kinders geslag. En vandag is ek en jy die geestelike Israel. Ons is nie Jode nie, ons is die geestelike Israel. Mag die Here ons help, dat hierdie vir ons van die kosbaarste tye in ons en ons familie se viering is in ons verhouding met die Here. En mag ons kinders groot maak veral met hierdie heilige ontsag wat ons vir God het, vir Jesus het, vir die prys wat hy betaal het, dit voltooi het, en dat hierdie prys staan tot in alle ewigheid. En mag sy glorie elke jaar meer en meer plek kry in my en jou lewe. Amen. Wie van julle het 'n woord? Visioen. Ek wil net nog iets bid vir Israel. Vader, ek sê vir U so dankie dat ons ook deel kan wees van dit wat ons geërf het, waar ons wortels vandaan kom en waar ons weet dat U volk ook in hierdie tyd die Pasga gaan vier. En hulle lees tog ook Jesaja 53, Here. Wil U dit net vir hulle in hierdie tyd oopmaak?
en U self aan hulle openbaar sodat hulle sien waaroor dit gaan in Jesus naam. Tannie Ewe wys my die tafel, jy weet waar ons kon sit en te eet en jy weet al die kos is daar. En hierdie jaar ons kan jy weet sien ek net dat ons kan ons bord na Jesus toe vat en na Vader toe vat en vir hom vra, maar wat wil hy in ons bord insit vir die tyd? Wat is daar wat hy met ons mee wil begin deel? Of ons kan besluit om net aan die tafel te gaan en net te begin eet. Maar ek dink dit sal wys wees om in hierdie tyd by Vader te begin hoor, maar wat wil hy met ons doen? Wat is daar wat ons aan sy tafel kan begin eet vir hierdie tyd? Ek dink jy moet dit net bid vir ons hele gemeente ook. Dis elke een se verantwoordelikheid om dit te doen, maar net Ja, ek wil net vir jou eerste dankie sê dat ons by die tafel kan kom sit. Here Jesus, dankie dat U die pad oopgemaak het sodat ons by hierdie tafel kan kom sit en saam met U en Vader God kan kom fees vier. Here, en ek wil kom vra dat U in elkeen se bord vir hierdie tyd kom neersit wat U vir elkeen van ons wil hê. Here, dat U wil sal geskied, dat U plan in elkeen van ons se lewens sal begin oopgaan. Here, en dat die arrogansie van wat ons wil hê en dat die ou patrone van ons verlede wat ons maar net kom en hoe ons altyd oor Pasga gedink het en wat ons altyd wat ons hier uit wou gekry het, Here. Jy weet dit, Heilige Gees, dat U in ons harte sal kom omdraai, dat ons by U sal kom ontvang, nie om te kom vat nie, Here, maar dat ons sal kom ontvang wat U vir ons wil gee in hierdie tyd. En dat U ons borde sal volmaak met dit wat U vir ons uitgesit het. Here, en help ons om die kapasiteit te bou om die bord kos op te eet saam met U, Here. Dankie daarvoor. Nog iemand? Is daar iemand op die groep Zoom? Nou het ons die voorreg, Shirley, is dit jou verbondstyd? Daar sy, dis my so lekker as ek sien wat kom uit julle almal uit, elke keer met die verbondsmaal. Ja, Piet, ek sê sommer nou net ook sommer dat jy vir Christian en vir Geraldine ook kan opsit, hulle is ook gereed. Dankie Tannie Fransie. Ek bevind myself in 'n baie vreemde plek. Toe Tannie wegspring, toe dink ek, okay, dit is bietjie soos wat ek voorberei het. Maar toe dink ek, nee wat, ek sal nog by die skaduwees uitkom en ek sal nou nog die ooreenkomste kan uithaal. En toe vat Tannie daai boek en Tannie sê, okay, so ek wil die ooreenkomste uithaal. En toe dink ek, okay, wel, dit is eintlik presies wat ek voorberei het. En tuis voldoen dit weer, maar ek dink ek gaan net so deurscan en dan gaan ek dalk net die goed wat uitstaan wat ek voel ek nog wil noem. Vertrou die Heilige Gees sal vir my wys wat ek nog kan noem. Maar eintlik voel ek in 'n manier dan is dit seker regtig wat op my hart was. Hierdie tyd van Pessach is eintlik ook 'n soort van nuwe ding wat ons ook nou maar nog van leer. En dit is vir my ook wonderlik om te sien hoe elke jaar 'n mens meer passie kry vir die fees en vir die feeste van die Here wat hy vir ons kom eintlik openbaar en vir ons kom wys hoeveel ooreenkomste is daar eintlik en hoe is dit eintlik 100% op toepassing van ons en dan is dit eintlik net erg om te dink vir hoe lank het ons net glad nie besef wat 'n groot waarhede is daar vir ons opgesluit in die Ou Testament en hoeveel daarvan is eintlik so 100% op toepassing van ons. En iets wat ek vanoggend raak gesien het is toe ons praise and worship is die eerste kandelaar van die menorah wat ook Pessach verteenwoordig is by die 7 geeste van die Here is die eerste een wysheid. So dit was nogal vir my mooi om te dink dat die feit dat ons die eerste fees vier, die feit dat ons Jesus, die lam wat vir ons gesterf het, die feit dat ons dit aanvaar is dalk die begin van wysheid vir ons. En dit was nogals net vir my regtig opvallend. En natuurlik Passover wat die Here vir hulle gesê het is when I see the blood I will pass you over. En wat 'n voorreg om ook daai bloed op ons lewe elke dag kan toepas en om te kan sê Here, dankie dat ons dit ook oor ons sonde en ons gebreke kan toesmeer
en dan kan sê, Here, ons is skoongewaste kinders van die Allerhoogste. Iets wat ek net, wat vir my wonderlik was, is die feit dat Abraham, reeds in Genesis 22 vers 8, toe Isak vir hom vra, waar is die lam wat ons vir die brandoffer moes gebruik? Het Abraham gesê, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien. En hy het dit alreeds in Genesis ook voorspel, as ek dit so kan stel, of geprofeteer, om te sê dat hy self gaan die lam voorsien eendag. En dan die Jesus vir ons daai perfekte lam was, die vlekkelose lam. Iets wat vir my nog ook mooi was, is die Tannie het genoem van die lammers, wat op die 10de dag ingeneem is, en dan is daai lam vir 4 dae geondersoek vir enige gebrek of fout. En hoe Jesus ook deur die owerpriesters en die owerstes in Lukas 23 vers 14 het hulle probeer fout vind en hulle het hom probeer uitlok en hulle het alles in hulle vermoë gedoen om fout of gebrek by hom te kry. En hulle het uiteindelik voor Pilatus vir Jesus gebring en gesê, maar vind u by hom fout? En hy het gesê, ek kry geen fout nie. En dit was vir my ook net wonderlik. Iets anders wat ook net interessant was vir my is die bloed wat die Israeliete gevat het hulle met 'n bossie hyssop aan die deurkosyne gesmeer. En toe Jesus aan die kruis gehang het, het hy gesê, hy's dors. En die soldate het hyssop gevat en dit in asyn gedruk en vir hom gegee. En dit was ook net die iets wat ook vir my baie mooi was, is nadat die Israeliete toe uit Egipte uitgelei is die 10 gebooie 50 dae later, na Pesach, is die 10 gebooie vir hulle gegee. En met Jesus, toe hy opgestaan het uit die dood uit, is die Heilige Gees vir ons uitgestort, presies 50 dae na Pesach. En dit is sy ketubah, sy ooreenkomste, wat hy nou deur die Heilige Gees in ons harte skryf. So ek voel hierdie is ook 'n tyd wat ons moet sterf in onsself en ons opstaan as 'n bruid. En dit was vir my so mooi in Lukas 22 vers 15 wat Jesus vir hulle gesê het toe hulle moes gaan voorberei vir die Pasga. Het hy gesê, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie Pasga met julle te eet voordat ek moet ly. En ek het gedink dit is eintlik so op toepassing op 'n verbondsmaal om te weet dit is iets wat Jesus so sterk 'n drang gehad het om dit regtig saam met ons te wil doen. En dan voel ek net 'n opsomming is, Abba Vader is so getrou, as mens dink, hoe hy in Genesis reeds vir Abraham die lam voorsien het, en hy nou vir ons die lam voorsien het. Hy het 'n lam gestuur in ons plek, sodat ons nie hoef daai lyding deur te gaan nie. En aan Jesus, ons Yeshua, Messias, het ons sonde vir ons weggeneem. Hy het vir ons bloed gegee vir beskerming en hy het vir ons die ewige lewe gegee. Ons moet terugkeer na ons eerste liefde en ons moet die bloed as 'n teken hou in ons harte om 'n gesindheid te hê, om ons lewe ook neer te lê, om saam met hom op te staan en in oorwinning te leef. Ek wou graag Romeine 6 dan met julle deel. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons die ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde,
As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is, vir God in Christus Jesus ons Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggame nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle jylself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid? Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het, aan die voorbeeld van die leer, wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. En dan gaan ek net spring na die laaste 2 verse toe. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God, het julle jul vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Ek bid net graag vir ons saam. Aba Vader, Skepper van die hemel en die aarde, hoe fantasties is dit nie om vanoggend te weet, ons dien 'n almagtige en 'n getroue en 'n goeie God. Vader, wat vir ons voorsien het, dat vir ons die perfekte, vlekkelose lam gestuur het aarde toe. Vader, so perfek in elke tyd, in elke verloop, in alles wat nodig was, sodat hierdie offer die perfekte offer kon wees, en sodat ons soveel vrymaking, die ewige lewe, vry van die juk van sonde, die gevangene daarvan, kan wees. Vader, ons kan nie anders nie, as om net U alle lof en alle eer te bring in hierdie dag. Vader, daar is niemand soos U nie, U is lofprysenswaardig. En ons wil net vir U kom vra, Vader, kom gee vir ons insig, kom gee vir ons wysheid, sodat ons meer en meer van U kan leer en verstaan, ook in hierdie woord en in hierdie tyd, waarin ons in beweeg, waarin ons reeds in is, Vader. Vader, dat U vir ons kom leer om weg te doen met die sonde in ons lewe. Dat U vir ons sal help om op te staan as die bruid van Jesus Christus, sodat ons daarna sal streef om vlekkeloos te wees, en dat ons streef na die dade van geregtigheid. Dankie vir die oorwinning wat U vir ons reeds gee, sodat ons nie vasgevang hoef te wees nie. Dankie vir U goedheid, vir U guns, vir U liefde, dat U getrou is. En ons eer U in hierdie dag. Amen.